Môre geliefde gemeente en ook hartlik welkom aan alle besoekers wat môre saam met ons hier mag wees. Volgende afkondigings voor die diens. Ons kollekte by die deure is vir Expando. En vandag na die erediens is daar 'n sistersvergadering en ons ook katekisasie na die erediens. Bybelstudie vanmiddag by Dirk en Lida se huis in Langebaan. En dan die 16de April, dis Woensdag, is daar kerk Kiki Club en dan Vrydag die 18de. Herinner ons almal net aan die Goeie Vrydag erediens 8:00 die oggend. Vir die res van hierdie maand en vorentoe, ons het die 28ste April ons tuin skoonmaak by die kerk, die 9de tot die 11de Mei ons gemeentekamp en dan die 5de Julie die kos en die wingerdfees. Na die tyd sal die susters ook 'n bietjie meer daaroor gesels. Begin dan vanmôre ons erediens deur te verklaar aan God, die goeie en enigste heerser, die koning van die konings, die Here van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Aan hom kom toe die eer en die ewige mag. Amen. Geliefdes, die vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en die Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Kom ons staan en sing ons saam Psalm 144, loflied tot eer van die Here. Ons sing saam vers 1, vers 4 en vers 6.
bely ons geloof saam in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nia. Ons sê dit in ons harte gelowig saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan. Hy het na die hemel opgevaar, hy sit aan die regterhand van die Vader, en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. In sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy moet saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons lees saam met die woord van die Here, sy wet uit Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaafin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so bly sit, ons sing saam Psalm 78, sing saam vers 3, vers 4 en vers 25.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons as u gemeente vandag by mekaar mag kom. Here, dankie dat u 'n welgevalle daarin vind om vandag nog met ons te praat. En dat u vandag ons nie net by mekaar bring om met mekaar gemeenskap te hê nie, maar om met u te ontmoet en ook te hoor wat u vir ons wil sê. Gee ons tog deur u Gees geopende ore en ontvanklike harte om te kan hoor, om te kan inneem, dat die woord sal sny waar dit moet sny, dat die woord sal genees waar dit moet genees. En dat u die heerlikheid en die mag deur u eie woord ook tot stand sal bring in hierdie gemeente. Ons bid, Here, dat u so ons sal lei in hierdie erediens. Ons bid dat u by die sal wees wat nie die voorreg het om so saam te kom as gelowiges nie. Die wat dalk in ons eie gemeente is, maar wat siek is, en die wat in vervolgde lande sit, en wat glad nie toegang tot die samekomste van die gelowiges het nie, of dit moet doen in die donker. Ons bid, Here, dat u die hand van genade ook oor hulle sal hou. Ons bid in besonder vir almal in ons gemeente, ons geliefdes wat swaar kry, die wat in die hospitaal is, vir die wat uitslae van die dokter ontvang het hierdie week, vir die wat al lank in die stryd is met siektes soos kanker, soos Alzheimer's. Ons bid, Here, dat u ook by hulle sal wees en met almal wat hulle bystaan. Ons bid dat u vir hulle 'n rotsvesting en 'n beskermer sal wees. Ons bid, Here, dat u al ons sondes sal vergewe. Skep in ons weer 'n rein hart. Maak ons weer ywerig om die woord van die evangelie te hoor, want ons het dit elke dag nodig. As dit u wil is, gee ons ook die krag om vandag, die eerste dag van die week, ook uit te gaan met die wete dat u seun waarlik vir ons aan die kruis kom sterf het, en dat ons vandag ook die opstanding uit die dood kan vier, en dat dit ons die krag sal gee om hierdie week in te gaan. Vernuwe ons hart, vernuwe ons gemoed, en rig ons oë weer op u, en op u seun, ons Here Jesus Christus. In sy naam het ons al hierdie dinge. Amen. Voordat ons uit die woord van die Here lees, kom ons sing eers saam Skrifberuiming 3:3, vers 1 en vers 4, dag van verlossing, kyk, hy kom. Ons lees saam met die woord van die Here uit 1 Samuel hoofstuk 17. Dit is nogal 'n baie lang gedeelte, en daar is dalk 'n klomp van die besonderhede wat onbekend is. Ek wil net voor die tyd sommer sê, wanneer die Filistyn Goliat beskryf word, lees ons hier van 'n el en 'n span, en ons lees van 'n sikkel. 'n Sikkel is 'n mate, 'n hoeveelheid. Dit is amper gelyk aan 'n kilogram. Ons lees daar van 5000 sikkel, wat ongeveer so 57 kilogram is. En as ons lees van 'n el, dan praat dit van die lengte van die bopunt van die middelvinger tot die onderkant van die elleboog. Dit is 'n el. En 'n span
is die afstand tussen jou pinkie en jou duim. En so het hulle die mates gemeet. Die Filistyne het hulle leer laat saamtrek vir die oorlog. Hulle het byeengekom by Sogu, wat aan Juda behoort, en het kamp opgeslaan tussen Sogu en Aseka by Efes Damim. Saul, die manne van Israel, het saamgetrek en kamp opgeslaan in die Ela-vallei. Hulle het die geveglinies opgestel vir die oorlog teen die Filistyne. Die Filistyne het teen die een heuwel stelling ingeneem en die Israeliete het teen die ander heuwel met die vallei tussen hulle. Daar tree toe 'n baasvegter uit die kampe van die Filistyne na vore met die naam Goliat, afkomstig uit Gat. Sy lengte was 6 el en 'n span. Daar was 'n helm van brons op sy kop en hy het 'n geskipte harnas aangehad. Die gewig van die harnas was 5000 sikkel brons. Daar was bronsplate voor sy skene en 'n kromswaard van brons tussen sy skouers. Die skag van sy vegspies was soos 'n dwarsbalk van 'n weefraam en die lem van sy vegspies was van 600 sikkel yster. Iemand wat 'n groot skild dra, het voor hom uitgeloop. Hy het gaan staan en vir die geveglinies van Israel geskreeu. Hy het vir hulle gesê, waarom trek julle uit om geveglinies vir oorlog op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle Saul se slawe nie? Kies vir julle 'n man uit, dat hy na my toe kan afkom. As hy in staat is om teen my te veg, en hy verslaan my, sal ons julle slawe word. Maar as ek oor hom die oorhand kry, en hom verslaan, sal julle ons slawe word, en moet julle ons dien. Die Filistyn het gesê, ek maak vandag van die geveglinies van Israel 'n bespotting, stuur vir my 'n man, sodat ons kan veg. Toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle paniekbevange en baie bang. Dawid was die seun van hierdie man uit Efrata, uit Bethlehem in Juda, met die naam Isai. Hy het 8 seuns gehad. In Saul se tyd was die man al oud, gevorderd in jare. Die 3 oudste seuns van Isai het Saul gevolg na die oorlog. Die name van sy 3 seuns wat oorlog toe is, was Eliab, die eersgeborene, sy tweede, Abinadab, en die derde was Sama. Dawid was die jongste. Die 3 oudstes het Saul gevolg, maar Dawid het telkens van Saul af teruggekeer om sy vader se kleinvee op te pas in Bethlehem. Intussen het die Filistyn vroegsoggens en smiddags laat gekom en stelling ingeneem, 40 dae lank. Isai het vir sy seun Dawid gesê, neem tog vir jou broers hierdie eva geroosterde graan en hierdie 10 brode. Vat dit gou na jou broers in die kamp. Hierdie 10 blokke kaas moet jy vir die bevelvoerder van die afdeling gee. En oor jou broers moet jy uitvind hoe dit gaan en 'n bewys van hulle af saambring. Saul en die broers en al die manne van Israel was steeds besig om teen die Filistyne oorlog te maak in die Ela-vallei. Dawid het die oggend vroeg opgestaan en die kleinvee by 'n wagter agtergelaat. Hy het gepak en vertrek, soos Isai hom beveel het. Toe hy by die oornagkamp aankom, was die leer besig om uit te gaan na die gevegslinies. Hulle het die oorlogskreet aangehef vir die geveg, en Israel en die Filistyne was besig om hulle geveglinies teenoor mekaar op te stel. Dawid het die pakgoed wat hy gedra het by die oppasser van die pakgoed afgegee, en hy het na die geveglinies gehardloop. Toe hy daar aankom, vra hy sy broers hoe dit gaan. Hy was nog besig om met hulle te praat, toe die baasvegter met die naam Goliat, die Filistyn uit Gat, juis na vore tree uit die geveglinies van die Filistyne, en dieselfde woorde sê. Dawid het dit gehoor. Maar al die manne van Israel het, toe hulle die man sien, voor hom pad gegee. Hulle was baie bang. Die manne van Israel het gesê, sien julle hierdie man wat na vore tree? Ja, dit is net om 'n bespotting te maak van Israel, dat hy na vore tree. Die man wat hom verslaan, vir hom sal die koning met rykdom oorlaai, sy dogter aan hom gee en sy familie vrystel van verpligtinge in Israel. Dawid vra toe vir die manne wat by hom staan, wat sal gedoen word vir die man wat hierdie Filistyn verslaan en die bespotting van Israel laat wyk? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn
nogal dat hy 'n bespotting maak van die geveglinies van die lewende God. Die manskappe het hom met dieselfde woorde geantwoord. Dit is wat gedoen sal word vir die man wat hom verslaan. Sy oudste broer, Eliab, het gehoor toe hy met die manne praat. Eliab het hom vir Dawid vererg en gesê, waarom het jy hierheen afgekom? By wie het jy daardie klompie kleinvee in die woestyn agtergelaat? Ek ken jou verwaandheid en die boosheid van jou hart. Ja, dit is met die doel om die geveg te sien dat jy hierheen afgekom het. Dawid het geantwoord, wat het ek nou gedoen? Is dit nie maar net 'n vraag nie? Dawid het van Eliab weggedraai en iemand anders in dieselfde vraag gevra. Die manskappe het hom dieselfde antwoord gegee as die eerste. Die woorde wat Dawid gesê het rigbaar geword. En toe hulle dit vir Saul vertel, het hy hom laat haal. Dawid het vir Saul gesê, 'n mens moenie moed verloor oor hom nie. Die dienaar sal gaan teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê vir Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn gaan veg nie. Jy is nog maar 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Toe sê Dawid vir Saul, die dienaar het nog altyd vir sy vader die kleinvee opgepas. Wanneer daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n lam uit die trop wegdra, gaan ek uit agter hom aan, slaan hom plat en ruk die lam uit sy bek. As hy opstaan en my aanval, gryp ek hom aan sy kaak, slaan hom plat en maak hom dood. Die dienaar het al 'n leeu en selfs ook 'n beer doodgeslaan. Met hierdie onbesnede Filistyn sal dit net soos met een van hulle gaan, omdat hy 'n bespotting maak van die geveglinies van die lewende God. Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en die klou van 'n beer, het Dawid gesê, dit is hy wat my sal red in die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid, gaan en mag die Here met jou wees. Saul het Dawid sy eie uitrusting laat aantrek. Hy het 'n helm van brons op sy kop gesit en hom 'n harnas laat aantrek. Dawid het ook Saul se swaard oor sy uitrusting vasgegord en probeer om te loop, want hy het dit nog nooit probeer nie. Dawid sê toe vir Saul, ek kan nie hiermee loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. Toe haal Dawid dit van hom af. Hy het sy staf in sy hand geneem, vir hom 5 gladde klippe in die spruit uitgesoek, en het in die skaapwagtersak wat hy gehad het, in die kantsak gesit. Met sy slingervel in sy hand, het hy die Filistyn genader. Die Filistyn het al hoe nader aan Dawid gekom. Met voor hom die man wat die groot skild dra. Toe die Filistyn mooi kyk en Dawid sien, het hy hom geminag, want hy was nog maar 'n seun, rooierig met 'n mooi voorkoms. Die Filistyn sê toe vir Dawid, is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid, kom na my toe, sodat ek jou vleis vir die voëls van die hemel en die diere in die veld kan gee. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê, jy kom na my met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n kromswaard. Ek kom na jou in die naam van die Here, heerser oor alle magte, die God van die geveglinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, en ek sal jou verslaan en jou kop afkap. Ek sal die lyke van die Filistyne se leer vandag nog aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee, sodat die hele aarde sal weet dat Israel 'n God het. Dan sal die hele strydmag moet erken dat dit nie deur die swaard en die vegspies is wat die Here verlos nie. Maar die oorlog behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Toe die Filistyn gereed maak en al nader kom om Dawid tegemoet te loop, het Dawid die Filistyn vinnig tegemoet gehardloop in die rigting van die gevegslinie. Dawid het sy hand in sy sak gesteek en 'n klip daaruit geneem en die slingervel gegooi en die Filistyn op sy voorkop getref. Die klip het sy voorkop binne gedring en hy het op die grond op sy gesig geval. Dawid het die oorhand gekry oor die Filistyn met 'n slingervel en met 'n klip. Hy het die Filistyn verslaan en hom doodgemaak, al was daar nie 'n swaard in Dawid se hand nie. Dawid hardloop toe, gaan staan by die Filistyn, vat sy swaard vas en trek dit uit sy skede. Hy het hom die doodslag toegedien deur sy kop met die swaard af te kap. Toe die Filistyn sien dat hulle held dood is, het hulle gevlug. Die manne van Israel en Juda het opgespring, die oorlogskreet aangehef en die Filistyne agtervolg tot by die ingang van Gat, tot by die poorte van Ekron. Die gesneuweldes van die Filistyne het op die pad
Saarayim tot by Gat en Ekron gelê. Daarna het die Israeliete teruggekeer van die hakkejag op die Filistyne en hulle kampe geplunder. Dawid het die kop van die Filistyn geneem en dit na Jerusalem gebring. Die Filistynse wapens het hy in sy eie tent neergesit. Ons kyk na 'n paar fokusverse uit die teks vandag, vers 8 en vers 15. Vers 8. Hy het gaan staan en vir die geveglinies van Israel geskreeu. Hy het vir hulle gesê, waarom trek julle uit om geveglinies vir oorlog op te stel? Is ek nie 'n Filistyn en julle Saul se slawe nie? Kies vir julle 'n man uit, dat hy na my toe kan afkom. Vers 15. Dawid het telkens van Saul af teruggekeer om sy vader se kleinvee op te pas in Bethlehem. En dan vers 45 en 47. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n kromswaard, maar ek kom na jou in die naam van die Here, heerser oor alle magte, die God van die geveglinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Dan sal jy die hele strydmag moet erken, dat dit nie deur die swaard en die vegspies is wat die Here verlos nie, dat die oorlog behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes in ons Here, in my voorbereiding tot 'n preek, is dit my gewoonte om baie keer deur 'n preek te lees of dalk ander predikers se preke oor 'n gedeelte te luister om 'n bietjie gedagtes te stimuleer. Dit het my dus baie geskok toe ek die preke oor 1 Samuel 17 hoor dat hierdie gedeelte ten diepste gaan oor reëse, klippe en natuurlik ons. Dit word gewoonlik mos so vertel. Nou die 5 klippies wat Dawid optel, dit is glo die hoofpunt van die teks. Elkeen kry dan sommer 'n naam: selfvertroue, oorwinning, moed, gereedheid, vertroue. Elke klippie 'n ander naam en ons moet dit elke dag by onsself dra. En sien Dawid het eintlik 5 reëse gehad wat hy moes verslaan het. En hy moes elke een van hierdie klippies vir elke een van daai reëse gebruik het. En natuurlik, Goliat verteenwoordig dan die reëse in ons lewe. Daai moeilike baas by die werk of daai finansiële probleem, die huweliksprobleme of die emosionele swaar kry. En as jy maar net genoeg geloof het, as jy maar net geloof het soos Dawid, en as jy jou 5 klippies mooi kies en elke dag saamvat, dan kan jy, soos Dawid, ook daardie reëse verslaan. Dis mos hoe hierdie verhaal baie keer vertel word. So sing al die kontemporêre liedjies daarvan, so vertel die mense met dramatiese musiek in die agtergrond daaroor. Geliefdes, vanmôre wil ek duidelik maak, dit is nie waaroor hierdie gedeelte gaan nie. Dit is nie oor die mens nie. Dit is nie oor die klippies of jou reëse nie. Die hoofkarakter van hierdie verhaal is nie jy en jou probleme nie. En as ons hierdie teks met onsself in die middel van die hele situasie lees, dan mis ons eintlik die hoofpunt van hierdie teks. Dit is nie 'n selfhelp boodskap nie. Dit is nie 'n morele praatjie nie. Dit is die evangelie. En dit is die openbaring van God, hoe hy werk en hoe hy verlossing bring. En as ons dit verstaan, dan maak hierdie teks eintlik vir ons 'n nuwe skatkis oop. Vandag se preek gaan dus nie net oor 1 Samuel 17 nie. Dit gaan ook om vir ons handvatsels te gee hoe om Ou Testamentiese tekste wat baie keer verdraai word, te verstaan. En om 1 Samuel 17 dan reg te verstaan, moet ons begin by die konteks. Ons moet kyk na wat voor hierdie gebeur het. Ons moet kyk na wat hierdie teks self vir ons sê. Begin by die uiterlike en die innerlike. 1 Samuel 8 wys vir ons hoe die volk eintlik vir God as koning verwerp het. Hulle het gesê, stel vir ons 'n koning aan, soos al die ander nasies 'n koning het. Hulle het 'n koning gesoek. Iemand wat voor hulle uit kan gaan, die weermag kan monster, die mense kan inspireer, en dan iemand wat hulle kan lei in die geveg. Menslik gesproke was Saul die perfekte kandidaat. Sy pa was 'n baie vermoënde man.
En van Saul self word daar gesê dat hy 'n jong man is, baie mooi was. Daar was niemand in Israel aantrekliker as hy nie. En boonop het hy kop en skouers bo almal in die volk uitgestaan. Die uiterlike was alles daar. Maar Saul se hart, sy karakter, dit was nie so aantreklik nie. Die dag met sy salwing is hy aangewys uit al die geslagte van Israel as koning. Maar toe hulle hom soek om hom te salf, toe kruip hy weg. Hy kruip weg agter die pakgoed. En alhoewel die Here nog steeds vir Saul baie kragte gebruik het om baie oorwinnings te behaal, sien ons dadelik en telkens Saul se hart raak. Saul raak ongeduldig. Samuel sê vir hom, wag vir my sodat ek 'n offer vir die Here kan bring. Maar Saul neem sake in sy eie hand. Hy bring self die offer. Ons lees dat die manskappe hom eintlik maar net bewend gevolg het. Hy was 'n lafaard. Hy het nie in die Here vertrou nie, maar hy het in sy eie krag vertrou. Op grond van hierdie ongehoorsaamheid van Saul, het die Here eintlik die koningskap van hom af weggeneem. Hy stuur toe vir Samuel na 'n ander man toe, om 'n ander koning te salf. Hierdie volgende koning is niemand indrukwekkend nie. God stuur vir Samuel na 'n skaapboer in Juda met die naam Isai. Hy het 8 seuns gehad en al die seuns kom van oud na jonk voor Samuel. Die eerste voldoen dan aan al Samuel se verwagtinge. Hy kyk na hom, hy sien hy is lank, hy sien hy is sterk en hy sê sekerlik, hier staan voor die Here sy gesalfde. En dan lees ons eintlik die belangrikste woorde wat ook ons teks ontsluit. Die Here sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms en sy reisige gestalte kyk nie. Ek het hom afgekeer. Dit gaan immers nie oor wat die mens sien nie, want die mens kyk na wat hy sien. Die Here kyk na die hart. Die een wat die Here op die ou einde gekies het as koning is die jongste. Hy was nie eers die moeite werd om genooi te word na die ete toe nie. Hy's nog daar buite besig in die veld. En dan kom hy van die veld af in. Hy ryk nog soos bossies en soos skaap. En die Here sê vir Samuel, staan op, salf hom, want dit is hy wat die koning sal wees. Dawid, die jongste broer, die een wat nie eens waardig geag is om van die begin af daar te staan nie, die nederige skaapwagter, juis hy is die een wat die Here kies en hom salf. Die Here kyk nie na die uiterlike nie, hy kyk na die hart, na die karakter. En na sy salwing lees ons dat die Gees van die Here vir Dawid in besit geneem het. En hierdie 2 belangrike dinge, die gesalfde van die Here en dat die Gees van die Here by Dawid is, juist dit sluit vir ons die hele teks oop. En dan moet ons ook kyk na daardie tyd so oorlogsvoering. Met ander woorde, ons moet kyk na hoe die mense in die geskiedenis dinge gedoen het. Het begin dus by die stryd agter die stryd. Die Filistyne en die Israeliete staan teenoor mekaar, elkeen op sy onderskeie heuwel en in die middel daarvan die Ela-vallei. Daardie vallei is eintlik 'n knakpunt. Die eerste weermag wat sal afgaan om in die vallei in te gaan, hulle sal hulle hoogte voordeel verloor. Waarom gebruik die Filistyne 'n baie ou taktiek? Hulle stuur een man, waarskynlik een van die beste vegters, Goliat van Gat, om namens hulle te veg. En die reël is eintlik eenvoudig. Hierdie man verteenwoordig die hele volk. Hy staan daar as verteenwoordiger van die volk. En die een wat verloor, word die ander se slawe. Verteenwoordigende oorlog. Dan is nog iets belangrik om te weet oor oorlogsvoering. In die antieke wêreld is dit nie net 'n fisiese saak van swaarde en spiese nie. Dit is ook 'n geestelike saak. Die volke het geglo dat wanneer hulle saamkom en teen 'n ander volk beklei, dan is dit ten diepste hulle gode wat teen mekaar beklei. 2 nasies is 'n stryd tussen die gode. In 1 Samuel 4-6 lees ons dan dat Israel die verbondsark van die Here na die voorste linies toe geveg het, sodat God tog net vir hulle sal veg. Eintlik het hulle die arm van die Here probeer draai, hulle het hom probeer manipuleer, sodat hy die oorwinning moet gee. Maar dis nie hoe die Here werk nie. Daarom verloor Israel daardie stryd, en die ark beland in die hand van die Filistyne. Die Filistyne wat dink, hulle het die oorlog oorwin, en dat hulle gode oorwin het, vat toe die ark van die Here en sit hom in hulle God se tempel, in Dagon se tempel. Hy was 'n afbeelding, 'n half mens, half vis gedaante, en in die nag, terwyl al
die Filistyne gaan slaap, oorwin die Here vir Dagon, sonder die lig van 'n vinger. Nou in die nag het die Here Dagon se beeld plat laat val in 'n aanbiddingsposisie op sy gesig voor die ark van die Here. Hier lê dus die stryd agter die stryd wat die Here reeds oorwin het. En dan kom die Filistyne se baasvegter. Hy kom nader as verteenwoordiger. Hy is 3 meter lange reus met 'n 50 kg harnas en 'n 7 kg spies. Hy het selfs iemand om sy skild te dra wat voor hom loop. En elke dag, vroegoggend en laat die middag, kom hy en hy daag die linies van Israel uit. Vir 40 dae lank, 80 keer. En ons lees, toe Saul, die hele Israel, hierdie woorde van die Filistyn hoor, is hulle paniekbevange en baie bang. As Israel die storie sou kyk en as Saul die storie sou kyk, en besef hy, hierdie is onregverdig. Goliat is nie net 'n reus nie. Hy is ook 'n simbool. Hy dra 'n harnas wat lyk asof dit skubbe het, soos 'n vis, en dit herinner ons dadelik aan die afgod, aan Dagon. Hierdie is meer as 'n militêre stryd. Hierdie is 'n geestelike stryd. Dit is 'n stryd tussen die lewende God en die dooie afgode van die Filistyne. En daardie stryd is eintlik al lank van tevore bepaal. En nou dat ons die konteks verstaan en ons die agtergrond verstaan, nou is dit ook belangrik dat ons die verhaal baie mooi lees. Lig belangrike punte uit, maak sin oor hoe die verhaal mooi in mekaar invleg. Terwyl die geveg voortgaan, is Dawid nog in die veld by die skape. Hy roep sy vader om, sy vader Isaï stuur hom na sy broers toe. Gaan hoor hoe gaan dit met hulle, gaan hoor hoe gaan dit met die geveg. En Dawid is 'n goeie herder, hy kry iemand om die skape in sy afwesigheid op te pas. En hy tel hom ook glad nie, hy luister na sy pa. Hy gaan vroeg die oggend weg en hy gaan na die kamp toe. Vir 40 dae lank is hierdie twee laars al besig om te mekaar uit te trek. Vir 80 keer is Goliat al besig om dag na dag die linies van Israel uit te daag. Saul het selfs al 'n belofte gegee. Die man wat hierdie reus kan verslaan, vir hom gee ek rykdom, een van my dogters in die huwelik, en ek gee hom kwytskelding van al die belasting. Nogal 'n aantreklike belofte. En elke keer as hierdie reus uitkom, dan gee Israel se manne pad. Hulle sê, sien julle hierdie man wat na vore tree? As hulle die saak so kyk, dit is totaal en al onregverdig. Uiteindelik kom Dawid voor Saul en sê vir hom, 'n mens moenie moed verloor nie, u dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul sê dan wat almal dink, jy Dawid, jy kan nie teen hierdie Filistyn veg nie, jy's maar nog 'n seun en hy is 'n krygsman al van sy jeug af. Selfs Eliab, sy oudste broer, raas met hom. Hy sê, Dawid, kan jy asseblief stil bly? Jy is net hier omdat jy nuuskierig is oor die geveg. En later word Dawid selfs verder verkleineer. Toe hy voor Goliat kom, staan daar dat die Filistyn mooi moes kyk, asof hy nie vir Dawid kon sien op die slagveld nie. Toe het hy hom nog verder geminag. En gewoonlik sou die vegters dan voor hierdie stryd bietjie hulle eie ego optel, om die ander een te intimideer. Goliat sien vir Dawid, hy sien hy is 'n seun, hy sien hy kom met 'n stok na hom toe. Hy spot hom, hy vervloek hom, hy dreig hom. In Goliat se oë is hierdie geveg totaal en al onregverdig, want hier is ek, 'n reus, teen 'n seun. Wat veral dan vir ons uitstaan in hierdie saak, is hoe anders Dawid hierdie sien in kontras met die ander mense. Dawid kom juis aan terwyl Goliat besig is om die volk uit te daag. En as Dawid die reus sien hoe hy aangetrek is en sy woorde hoor, raak dit hom diep in die hart. Dawid sien die saak soos dit regtig is. Hy sien nie 'n man nie. Hy sien 'n onbesnede Filistyn. Hy sien 'n vyand van die lewende God. Wanneer Dawid by Saul kom, spog hy nie oor sy eie vermoë nie. Hy spog oor wat God al gedoen het in sy lewe. Hy vertel hoe hy as herder leeu's en beere moes afweer. Nie omdat hy sterk was nie, maar omdat God hom die oorwinning gegee het. Dis die Here wat my gered het uit die klou van 'n leeu en uit die klou van 'n beer. Dit is hy wat my sal red uit die hand van hierdie Filistyn. Later, wanneer Dawid voor Goliat kom, sê hy vir hom, jy kom met 'n swaard en 'n vegspies en met 'n kromswaard. Ek kom na jou toe in die naam van die Here
die heerser oor alle magte, die God van die geveglinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Let op, Dawid roem nie in sy klippe nie, hy roem nie in sy slinger nie, hy roem in die naam van die Here. Sy fokus is nie op die wapenrusting van mense nie. Hy weet dat die uitkoms van hierdie veg reeds bepaal is deur die Here, en hy sê vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat die hele aarde sal weet dat Israel 'n God het. Die eer kom nie aan Dawid toe nie, dit is nie oor sy geloof nie, dit gaan oor die eer van God. En dit wys vir ons waar Dawid se hart is. Hy is 'n man na in die hart van die Here. Hy tree op uit geloof, gelei deur die Gees. Nou anders as Saul wat op menslike dinge staat maak, op die uiterlike dinge vertrou. Dawid kom omdat hy van die Here 'n bevel gekry het. Dawid kom om in die naam van die Here te veg. Dawid kom om die Here se eer te verdedig. Maar die oorlog behoort aan die Here en Dawid is maar net die verteenwoordiger van die Here. Kyk mooi. Sê die Here sal julle Filistyne in ons hand gee. Dawid staan in vir die hele volk. As Dawid die saak so kyk, as hy die reus so kyk, besef hy, dit is totaal en al onregverdig. Hier kom Dawid, hier kom Goliat, en hy staan voor die Here van die leerskare. Dit bring ons by die laaste teks uit, die laaste sleutel uit. Wanneer ons die Bybel lees, moet ons die Bybel in sy geheel verstaan. Die mense maak tog so baie van Dawid se 5 klippies. Wanneer iets belangrik is, wanneer ons wonder of daar betekenis in iets sit, dan moet ons dikwels die eenvoudigste antwoord soek, want dis gewoonlik die regte ene. Dawid tel 5 klippe op, indien die eerste een mis. Dis nie iets oor sy klein geloof nie. Dis nie iets omdat hy nie die Here genoeg vertrou nie. Dit gaan nie oor die ander 5 reëse wat daar is nie. Anders sou die teks dit vir ons gesê het. Dis eenvoudig, Dawid kom net voorbereid, 5 klippies. Tog kan ons iets simbolies hierin verstaan. Nie as ons klippie vir elke dag nie. Ons verstaan dit in die lig van Levitikus 24 vers 16. Daar staan, as iemand in die volk, of as iemand selfs buite die volk van die Here, die naam van die Here laster, moet hy gestenig word. Dawid is hier besig om die oordeel van die Here op grond van sy wet uit te voer. En wat is die uitkoms? Dawid tref vir Goliat met 1 klip. Goliat val net soos Dagon op sy gesig voor die Here neer. En dan sal Dawid sy eie kop met sy eie swaard afsny. Om die hele verhaal dus vir ons op te som. God bring deur sy gesalfde, deur Dawid, oorwinning. Hy is maar 'n nederige herderkoningkie. Hy word deur sy vader na sy broers toe gestuur. Hy word deur mense bespot en geminag. Hy word verneder. En uiteindelik is hy die verteenwoordiger wat vir die Here, vir sy volk gaan optree. Hy veg die oorlog, hy oorwin die stryd en voltrek die oordeel. En teen die dodelikste vyand is hy oorwinnaar in die stryd. Maak dit nou sin waaroor hierdie geveg eintlik gaan? Dis 'n vooruitskouing. Dis 'n skaduwee van die verlosser wat sal kom. En net soos Dawid, dan sal vir ons 'n seun gestuur deur die Vader, gestuur na sy broers toe. Hy is die gesalfde van die Here en wie God te welbehaag het, en hy het nie gekom met koninklike gewaad nie, maar hy was nederig. Hy word bespot, verag, verneder. Hy is ons goeie herder en ons ewige koning. Hy het nie gekom om geprys te word nie, maar net om die stryd uit te voer. Hy kom as verteenwoordiger van die volk. Hy gaan na die aangesig toe van die dodelikse stryd. Hy stap uit, alleen, en hy sterf in ons plek. Hy het nie 'n swaard opgetel nie. Inteendeel, hy het die straf op homself geneem. En met die sonde se eie wapen het hy oorwin. En Jesus het oorwin deur uit die dood ook op te staan. En hierdie koning, hierdie ewige koning beloof dat die stryd eendag finaal oorwin sal word. Hy is die seun van Dawid. Jesus Christus, ons Here, ons ewige koning.
Geliefdes, kom ons sluit af. Uiteindelik gaan hierdie verhaal nie oor my en oor jou nie. Het gaan nie oor klippe nie. Het gaan nie oor reëse nie. Het gaan oor Jesus, die gesalfde koning wat die oorwinning vir sy volk kom behaal het. En tog praat God ook met ons in Christus. As gelowiges is dit waar, ons is in 'n stryd. As gelowiges is dit waar, ons het die oorwinning reeds gekry. God los ons nie weerloos nie. Hy salf ook ons met sy gees. Hy gee ook vir ons wapenrusting om aan te trek. Geloof as skild, woord as 'n swaard en gebed as ons asemhaling. En net soos Dawid is ons nie geroep dat ons sterk is of omdat iets in ons is wat lofwaardig is nie. Maar dat God in ons sterk is. As geroepe kinders, as gesalfdes van die Here, as die wat sy gees ontvang het, mag ons elke dag die stryd aanpak met hierdie wete. Jy is nie alleen nie. Jy is toegerus. Jy is gestuur en die stryd behoort aan die Here van die leerskare. Hy is die oorwinnaar in hierdie stryd. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, bewaar ons tog van soetsappige boodskappe wat ons, die mens, die middelpunt van die storie maak. Bewaar ons tog daarvan om nie meer van onsself te dink as wat ons behoort te dink nie. Bewaar ons tog, Here, van predikers en van prediking wat ons die middelpunt maak en die fokus van U afhaal. Here, wanneer ons na die stryd tussen Dawid en Goliat kyk, wanneer ons na die stryd tussen die lewende God en die dooie afgode van die Filistyne kyk, dan besef ons, dit gaan nie oor ons nie, dit gaan nie oor Dawid nie, dit gaan nie oor ons uitdagings, dit gaan oor U wat U seun gestuur het om die verlossing te bewerk. Mag ons nooit die oorwinning van U af wegvat nie. Mag ons nooit die eer wat U toekom aan ons toe-eie nie. Mag ons nooit 'n verhaal wat oor U gaan op ons toepas nie. Maar mag ons, Here, mag ons as oorwinnaars in Christus ietsie van daardie oorwinning van Jesus verstaan. Mag ons met moed elke dag aanpak dat ons meer as oorwinnaars is deur Jesus Christus wat ons liefgehad het en sy lewe vir ons gegee het. Werk in ons harte, Here, deur U Gees, om aan U al die eer, en die krag en die lof te bring. In Jesus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opname vir die kollekte. Onder die diens is die kollekte vir ons diakonale kas en by die deure vir Expando. Liefdes, hoe anders kan ons afsluit as om saam te sing uit Psalm 18. Ek het U hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en my teeweer. Die Heer is my rots, my vestingsterk, my redder wat my heil bewerk. Ons sing saam vers 1, 2, vers 15 en vers 20.
Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.